Goeiemôre. Ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18 tot 25 en ons preektema is God is awesome. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. As ons stil word, hoor ons die voëls om ons. Dankie vir rustigheid. Alhoewel ons in 'n onstuimige land bly, waar mense baie ongelukkig is, waar mense vat wat nie hulle sin is nie, ander mense indoen. So ons tog vir u baie dankie dat ons hier by mekaar is. Dankie vir die goedheid. Bid vir hulle wat swaar kry, hulle wat siek is. Wil jy elkeen aanraak en hulle genees en hulle help ook op die pad vorentoe. Wees ook saam met ons in hierdie week wat voorlê. Amen. Ons lees uit 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. Christus as krag en wysheid van God. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word is die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wyses van die wyses tot niet maak, wysheid van die wyses tot niet maak, die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man, waar die skrifkenner, waar die redevoerder van die wêreld? Het God dan nie die wêreld van dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur hulle wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens, die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n verstruikelblok, en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, sowel Jode as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. Christus is die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van mense, en die swakheid van God is sterker as die van mense. Nou, julle sal nogal saamstem met 'n steekproef wat die Universiteit van Stellenbosch onlangs gemaak het. En in die steekproef het dit net uitgekom dat ons leef in 'n gevaarlike wêreld. 'n Wêreld waar 'n lewe nie baie werd is nie. Ons hoor van slagoffers van geweld, roof, aanvalle. Selfs die Weskaap wat verlang 'n baie veilige provinsie was, het ook nou rooi gebiede wat jy liefs moet vermy. En ons weet selfs, jy kan deesdae nie eers meer jou GPS blindelings vertrou nie. Maar dit is nie noodwendig die veiligste pad nie. Maar van rooi gebiede gepraat, eintlik leef ons as Christene ook in rooi zones. Ons is elke dag midde in 'n gevaarlike omgewing wat lewensbedreigend is vir ons. Ook vir Christene is hierdie land doodsgevaarlik.
maar om 'n ander rede. Vriend van my vertel my nou die dag, die Egiptenaar sê vir hom, as ek 'n keuse het om Egipte, waar Christene meedoenloos gejag en vervolg word, te leef of om in Suid-Afrika te kom bly, kies ek Egipte. En dit gaan nie hier oor ons geweld nie, nee. Hy sê, ek kies eerder om as 'n Christen in Egipte vervolg te word. Want in Egipte gaan dit net oor een ding. Die koninkryk van die lig, of die koninkryk van die duisternis. Hy sê in Suid-Afrika het julle klomp lou Christene, en in Egipte is daar nie plek vir 'n lou Christen nie, want in Egipte word ons gejag en vervolg. In Suid-Afrika kan jy werk kry in 'n kultuur. En jy kan dink, omdat jy deel is van daai kultuur, is jy gelowige. Ja, hy sê, eintlik is die duiwelse aanval in Suid-Afrika baie sagter en baie meer aanloklik. Hy sê ons rykdom, welvaart, en daardie dinge neem ons aandag weg van Jesus af. Hy sê eintlik in Suid-Afrika het jy Jesus nie nodig nie. Maar in Egipte het Jesus elke dag nodig om te kan oorleef. Hy sê, ons het gemak, ons het geld, ons het rykdom. En dit maak dat ons baie keer vir Jesus vergeet. En hy sê, baie mense dink hulle dien Jesus, maar hulle kruip agter hulle welvaart en hulle hoë mure weg. Daarom is dit makliker, te midde van die vervolging, om Jesus in Egipte te aanbid as in Suid-Afrika. Hy sê die duiwel wil die Christene in Egipte die vervolging doodmaak. Hy wil die Christene vermoor en uitwis. Maar in Suid-Afrika word die Christene nie vervolg nie. En daarom gebruik die duiwel 'n ander strategie. En met daai strategie van welvaart en sovoorts is die duiwel baie meer suksesvol as in Egipte. Maar of jy nou in Egipte, of waar ook al bly, daar is net een duiwel. Een duiwel maak verskillende benaderings en planne om jou te verhinder om die koninkryk van God te soek. En toe kan die duiwel nog 'n strategie. Ons kan amper daai strategie noem die post-COVID strategie. Waar sommige lidmate sonder skuldgevoel hulle bande met die gemeente geknip het. Met die kerk geknip het. Sondag word nie meer as Sondag geëer nie. Ek hoor selfs nou die dag sê hulle dat skole doen nou al Sondag sport. Vir baie sogenaamde Christene is Sondag nie meer belangrik nie. Samekomste van gelowiges is uitgedien. Mense luister hoe lank hulle na die boodskap luister, dan sit hulle hom af as dit meer vir relevant is nie. En dan is daar 'n spyskaart van predikers. Waar jy ook wil kyk. Boodskappe wat mense rondstuur op YouTube. Jy kan kies na wie jy wil luister. Vir baie mense gaan dit nie oor die eie ek. En wat in my persoonlike omstandighede pas. Dit pas my nie meer om Sondag kerk toe te kom nie.
Soos iemand nou die dag gesê het, daar was 'n lang ry verskonings omdat die ouens nie meer pas om sonder aan die kerk te kom nie. Maar toe hy by Emperors verbyry en sien hoe vol is dit, dis daai verskonings nie meer relevant nie. Jy sien die duiwel kry sy sin. Ja, ons wat altyd deesdae in die kerk sit, is maar 'n fraksie van die gemeente. Die res is weg, dalk het julle die naaldstring finaal geknip, ek weet nie. En ons het baie vrae. En ons wonder baie keer, wat is die toekoms van ons gemeente? En ons het nie antwoorde nie. Want ons beleef onsself in 'n ongekarteerde landskap. Maar kom ons kyk bietjie wat het Paulus gedoen. Paulus was op 'n plek waar nie ek of jy al ooit was nie. Hy het die evangelie na ongekarteerde terreine en ongetoetste gehore geneem. En Paulus het die woord verwerping baie goed verstaan. En hy verwys na die gehoor se reaksie, ons sien 1 vers 21. Hy sê ek het ook littekens van bewys hoe gewelddadig sommige mense die evangelie verwerp het. Paulus het dit in sy eie lyf ervaar. En Paulus, mense het gedink Paulus is nie lekker nie, hy is eintlik van loetjie getik. En ons baie lidmate wat ook so dink dat die ouens daar in Brakpan moedergemeente, hulle is nie lekker nie, hulle is bietjie verouderd, vervelig, was nie in die res van die wêreld nie. Ag, hulle is besig met oppervlakkige dingetjies om die tyd mee om te kry. Maar Paulus sê, ek is nie skaam vir die goeie nuus aangaande Christus nie. Dis die krag van God wat aan die werk is om mense te red wat glo. Soos Paulus moet ons die evangelie in eenvoud verkondig en nie die duiwel vaste plek in ons lewens gee. Nou is mense wat dink maar ons is verhewe bo hulle, want wanneer die goeie nuus, die van die evangelie, hierdie mense se sonde bloot lê, dan voel hulle baie keer skuldig en weerloos. Skaam, kwaad, vir die kerk die skuld gee. En ek hoor baie keer word daar gepraat van die ou dominees wat hulle aan die slaap preek. Kerkraad wat verouderd is, te veel grys met koppe. Ag, die orgel alweer. Daar's nie vernuwing nie. Maar dis alles 'n dekmantel, omdat die eie ek nie tot sy reg kom. God se antwoord aan hierdie mense moet met liefde en omgee gegee word. En nie met slim argumente wat hulle nog verder van God af wegdryf nie. Daarom kom ons deel die goeie nuus aan almal wat hierdie nuus nodig het. En die goeie nuus is nie 'n preek wat afwaarts of 'n boodskap wat afwaarts gepreek word nie. Dis 'n boodskap van deernis, vergifnis en liefde. En baie keer is daar sprekers wat baie goed kan preek en hulle gebruik hierdie indrukwekkende woorde, maar
Maar baie keer kry jy ook ouens, maar die inhoud is maar vaal en dun. Paulus sê, mense moet beïndruk wees met die boodskap. En nie met die spreker se styl nie. En daarom hoef jy nie formidabele prediker soos 'n Willie Marais of selfs 'n Stefan Joubert wees nie. Die oortuigende krag lê in die storie en nie die storieverteller. En daarom lê die boodskap op by jou, by eenvoudige mense. Hierdie vriend sê van Egipte, die duiwel is los in ons land. En hy is besig om mense om sy pinkie te draai. En daarom kan ons nie ons hande in die lug gooi en wegstap van die probleem af nie. Kom ons slaan 'n bietjie kort reguit houe. En dit is die krag van God. Die krag van God is groter as die duiwel se krag met al sy slinkse plannetjies en uitnodigings. En daarom is dit dalk beter dat ons net in eenvoud en deernis die goeie nuus verkondig. En al wat jy kan sê is, kom ons gaan verkondig Christus wat gekruisig is. Want God is awesome. Wees bietjie ander as ander. As slaan reguit hou. Want God is awesome. Amen.